Goeiemiddag geliefdes, welkom by ons program, 'n druppeltjie van my hart. Ek is Edgar Hermanus en dit is... Goeiemiddag, ek is Leon Kaneri. Ons is weer terug hier op die program en ons hoop julle gaan die program geniet. En onthou aan die einde as jy klaar gekyk het, please like en subscribe. Ja, asseblief ons onder soos die Engelse klink. Like en subscribe. Geliefdes, vanmiddag wil ons het besluit om verder te gaan en om soort van af te wyk van wat ons oor gepraat het, wat die Here 40 jaar gelede gedoen het in Mosselbaai. Maar ons sal op 'n ander trend voorgaan deur vir julle voor te hou wat ons gedryf het en wat dit was wat gemaak het dat ons dieper in dit in kon gaan om die Here se wil te doen. So vandag wil ons graag praat met julle uit Sagaria 12 vers 10 uit. Ons wil praat oor die gees van smekinge en van genade. Want dit is wat ons ondervind het eers. Dit is hoe ons kon doen wat ons gedoen het. Nie asof dit uit onsself het was nie, maar juist dit wat ons vanmiddag van julle gaan voorhou. So, Leon, wat kan jy sê van wat daai tyd gebeur het met ons wat gebed betref en wat daai gees wat ons se harte so vasgevang het? Ja, eers wil ek sê, ek dink ons het somme blindelings begin, soos ons by vorige programme gesê het, ons was nie opgeleid tot dit nie. Ja. En dit was die gees van die Here wat ons gedryf het tot dit toe, by daai gebedspunt. En ek glo oor die jare het ons verder gegroei in dit in. En soos jy terecht gesê het, ons wil het eintlik verder vat, as net 40 jaar gelede, waar ons begin het met dit, en hoe gebed ons gedryf het, en hoe die gees van die Here ons gedryf het, om by daai, ek sal amper sê, 'n meer ernstiger punt te kom oor gebed. Nie net by dit te bly waarmee ons begin het nie, maar met reg verder en dieper te kan vat. Ja, dierbaar is ons, dit is 'n ding wat nie vreemd is vir ons nie, maar wat ek ontdek het, is iets wat baie vreemd is vir baie Christene. Ek kon onthou hoe ons op ons eie gedryf was deur hierdie gees van gebed, want ons het baie by die see hier agter Mosselbaai, baie in die plantasies het ons gaan bid. En dit het 'n groot impak gemaak op ons lewens. En as jong mense. Dit was nie iets soos ons nou al klem lê die hele tyd. Het was nie iets wat ons besluit het. Ons was gedring deur dit. Ons is gedring deur dit. Vir jong mense wat nog op skool was, ek dink die grootste eer wat die Here aan ons kon bewys was om aan ons sy gees te gee, om te kon doen wat gedoen moes word. So vandag wil ons 'n skrif aanhaal uit Sagaria hoofstuk 12 vers 10. En baie interessante skrif. Ek wil hê jy moet verstaan hoekom hierdie skrif vir ons interessant is. Hy sê, maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgiet die gees van genade en smekinge, en hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor hom rou klaag, soos 'n mens rou klaag, oor 'n enigste seun, en bitterlik oor hom ween, soos 'n mens bitterlik ween, oor 'n eersgebore kind. In die dag sal die rouklaag groot wees in Jerusalem.
die rede hoekom die Bybel die profeet Sagaria melding maak van hierdie skrif om ons te toon. Dis different tye wat aanbreek, different seisoene wat aanbreek en daar is different bewegings wat kom in different seisoene van ons lewens. Of dit nou in ons persoonlike lewens, kerklewe, of selfs in die land en so aan. So hierdie skrif wil my laat vra, wat is die motivering agter gebed in jou lewe? Wat is die motivering vir gebed? Wat dring jou om op te tree? Wat dring jou om te bid? En met dit wil ek ook sommer die skrif van Korintiërs 2 Korintiërs 5 vers 14 sê, waar Paulus aan die Korintiërs skryf deur te sê, die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot insig gekom het. Dit is hoekom ek vra. Hy sê, die liefde van Christus dring ons. Wat dring jou? Wat beweeg jou om op te tree? Wat beweeg jou om te bid? Iets te sê nou? Op die manier, daar moet ook 'n ywer wees om te wil bid. As jy mens so kyk, of as jy kyk as jy mens so sê in 'n denominasie of in 'n kerk byvoorbeeld, as daar nie regte ywer is, dan lek die gebed. Daar's 'n jy vernalatig dit eintlik, as daar nie die ywer is nie. So dan moet 'n ywer agter dit wees. Ja. Iets moet jou kan dryf, die ywer wat jy het in jou, moet jou kan dryf. En as ek dink aan, ons het nie nou genoem oor 40 jaar gelede, daar was 'n ywer gewees, wat die ouens gedryf het, soos dit reg gesê het, ons het baie keer by die strand gaan bid, en dit was vroegoggend gewees, maar die ywer, omdat jy gesien het waartoe die Here in staat was, wat hy 'n dag tevore, 'n week of 'n maand of so tevore gedoen het, om te sien die resultaat van die gebed, het gemaak dat jy ywer begin kry het, maar ek wil meer. Ja. Die dryfkrag agter dit. Die ywer van die dryfkrag. Ja, was dit nie soort ding wat die skrif sê, waar Here sê, die ywer van die Here het my opgewek. The zeal of God has consumed me. Om wat te doen? Hoekom het hy die antwoord vir hulle gegee? Dit was net nadat hy, dink ek, die mense uit die tempel het verwyder het, waar hy gesê het, die huis van my vader is 'n huis van gebed. Maar dink jy nie dat ons in die kerk het gebed deelgemaak van die normale funksies wat in die kerk moet gebeur nie? Want nou word gebed gestruktureer, hy word beperk deur tyd aan te sit, soos woensdae wat ons gaan en ons gaan bid. Dit is ons gebedstyd, dan noem ons dit nog gebedstyd. Maar hierdie gees van gebed het Jesus gedryf. En ek sê nie, dit is verkeerd nie, die tye van gebed nie. Maar die gees van gebed het Jesus op abnormale tye. Daar was vasgestelde tye vir die Jode gewees, van wanneer hulle moes bid. Maar die gees van die Here, die gees van gebed, die genade en smeking het Jesus buite daai tyd gedryf om te gaan bid. Om op die berg te gaan en om te gaan bid. Definitief. Jy het nou genoem van die Jode, as jy kan onthou, toe ons in Mei 2012 in Israel was, op 'n Vrydag gaan hulle byvoorbeeld hulle Sabbat begin het met gebed. Ek weet nie as jy kan onthou hoe dat is een gewemel, almal hardloop, want op 'n spesifieke tyd gaan hulle in gebed. En by die klaagmure waar ons ook by was, kon jy sien hoe dat die Jode daar gekom het en begin bid het. En soos jy gesê het, nou gebed het ons begin struktureer. En hoeveel tyd word daar regtig in 'n gebedstyd oor die algemeen afgestaan, wanneer jy sê, op 'n woensdag aand is ons 'n gebedstyd. Kom ons sê uur en 'n half word daar maksimum afgestaan. Die res van die tyd gaan verlore, maar het daai gebedstyd regtig begin 'n impak maak vir
soos jy sê, daar's 'n vasgestelde tyd om te bid op 'n Woensdag aan. Ek sal sê die dominasies moet begin wegkyk om te struktureer en te sê 7 tot 8 is ons gebedstyd. Maar hoeveel sit ons reg in by daai tyd? In die tyd van 7 tot 8 wat die gebedstyd daar is, word omtrent 'n halfuur of meer eers nog gepreek in hy gebedstyd. En dan word daar oorgegaan vir 'n paar minute in oor te gaan in gebed. En dan waarom bid ons aan die meeste vir ons daaglikse behoeftes? En wat die kerk betref, en wat die kerk moet doen. So gebed het in baie van ons kerke, het gebed 'n funksie geword. Iets wat ons moet doen, maar nie iets wat gelei word deur dit wat ons dryf nie. Dit is hoekom die vraag daar is, wat dryf jou? Wat motiveer jou om te bid? En soos jy nog gelees het, het Sagaria, die skrifgedeelte, by die gebedstye is dit net 'n gebedstyd, daar is nog nie eens die smeking gedeelte is nog eens regtig daar. Precies. Dan het kom by regtig dat jy, ek sal die Engelse woord kan gebruik, waar jy prostrate voor. Jy lê voor die Here, jy lê op jou aangesig en jy smeek die Here. En ek kan sê in die tye wat ons beweeg het, daar was smeektye gewees wat ons gepleit het by die Here. 'n Ding wat by my opkom nou, is toe ons op een stadium in 'n bestel byvoorbeeld gaan bid het, in 'n 2-man tent wat ons daar geslaap het. En wat ons gebid het, dat die sweet loop daar so. Maar dit was die dryf wat ons gehad het binne in ons om te kan sien waartoe die Here in staat is. En dis maar een van die goeders wat 'n mens kan noem. Hoe ywerig was ons gewees, ons nie omgegee om in so 'n klein tentjie te bly vir 'n aand of 2, maar om die aangesig van die Here te kan soek vir daai tydperk. Ja, definitief as ek dink aan baie kere van ons gebedstye van daai tyd, was die tye van so aard geweest dat ons het altyd warm en geswede uitgekom, ons het ingesit om te bid, en om te roep na die Here. Ons het geweet wat om anders te doen, as om uit te roep na die Here. Ons kon nie met ons nou geestelike soort van volwassenheid kom voor die Here en maak as ons alles weet. Ons het absoluut niks geweet nie. Maar hierdie Gees het ons gedryf om ons harte op die tafel te sit vir die Here. En dierbaar is vandag die rede hoekom hierdie skrif, kom ons hierdie skrif na vore bring, is om te wys. Hy sê dat, maar oor die huis van Dawid en die inwoners van Jerusalem sal ek uitgee die Gees van genade en smeking, en hulle sal opsien vir wie hulle deurboor het. Die Gees van die Here sal nie kom en niks doen nie. Ja, definitief. Die Gees, in my hele lewenswandel met die Here, het ek gevind dat hy sal nie kom en niks doen nie. Jy kan ook nie vir hom sê waarmee hy moet kom nie. Jy kan ook nie vir hom sê wat jy wil hê hy moet doen nie. Dit is wat ons geleer het. Ek dink ons is in 'n business van om die Here bewus te maak van dinge waaroor hy al reeds bewus is wat ingaan. So die beste is om vir ons te sê waaroor ons moet bid, en waarvoor ons moet smeek. En dan geld dit vir alle fasette van ons lewe, Dion. Ek dink vir ons persoonlik, en dan vir die kerk, en dan vir dinge wat in die wêreld, in die nasies gebeur. Kijk, die skrif praat van ons moet vir ons leiers van die land op bid natuurlijk. En as een mens kyk, waar ons het nog gepraat oor op 'n Woensdag aan byvoorbeeld, daar is soveel goed waaroor gebid kan word, wat in die hand van die skrif sit. Ek meen, as jy bid vir die regering van die dag, bid vir jou leiers. Daar is soveel leiers op verskillende vlakke. Ek bedoel, daar is ons politieke leiers, die kerkleiers, leiers in die skool. En daar is soveel leiers vir wie daar gebid moet word. En wanneer ons bid om die verandering natuurlijk te kan sien,
ek dink nou spesifiek aan een staaltjie uit die verledenheid van ons, as ek die naam kan noem, ek kan hou het. Ons was so ywerig wanneer het kom by gebed. Ons het 2 Sondag gebruik, of die 1 Sondag het ons spesifiek gegaan, as ek die kerk se naam mag noem, dit was die Nuwe Apostoliese Kerk. Ons het kerk toe gegaan, gaan besoek, met die doel om te gaan sit en bid binne in die kerk. Ons vat elkeen ons Bybel en 'n traktaatjie. En ons sit daar en die mense sien ons is vreemd, hulle aanvaar ons is deel van die gemeente. Maar ons sit elkeen op 'n hoek van 'n bank of op 'n plek waar ons gemaklik was. En dan het ons daar gesit te bid. So ywerig was daai gebed. Ons het op 'n stadium, het ons die Rooms-Katolieke Kerk gaan besoek. En ons het daar, het ons ook gaan bid tussen daai mense. En ek dink nie, hulle het besef wie of wat ons kom doen nie. Ons het soos infiltreerders gegaan by gemeentes, waar ons gedink het, maar dis waar die Here ons lei, dat ons daar gaan sit en bid. Dit is nog wat spesifiek by my opkom, hoe ons gegaan het na verskillende gemeentes toe, en gaan sit en bid in hy gemeente. Ja, geliefdes, dis lagwekkend, want toe Leonard dit vertel, toe sien ek nog hoe ons in die Rooms-Katolieke Kerk sit, ons sit traktaatjies, daarin. So wie ook op daai plek kan sit het, moes hy traktaatjie gekry het. Ek is ons het nie net, ons is nie beperk soos julle laas keer ook gesê het, beperk tot Mosselbaai of die plekkies waar uitreiking gedoen was nie. Van baie vroeg af, ek kan onthou, dit het 'n paar maande na ek na Here toe gekom het ek al reeds begin bid vir die lande. En China was die eerste land wat ek voor beginne bid het. En dit was nie my opleiding, niemand het oor China gepraat tussen ons nie. Tussen ons as gepraat van die land Israel. Maar die gees van die Here verbreed jou skop van uitkyk so, dat jy nie anders kan as om aandag te gee aan dit, wat hy vir jou, aan jou wil openbaar. Ek sien Sagaria, hy sê, en hulle sal opkyk, wanneer hierdie gees kom, dan sal hulle opkyk na hom, vir wie hulle deurboor het. So dit wil sê, daar gaan openbaring kom, van wat, as die Here se gees, dan gaan daar openbaring kom, nie sommer net openbaring nie, die openbaring van Jesus Christus. En hulle sal opkyk na hom vir wie hulle deurboor het. En dan die openbaring en dan ook die bewuswording van ons was verkeerd gewees rondom wie Christus is en wie Christus was. En ek dink ons het baie so gelei, ons was baie gelei deur die Heilige Gees. Ja, ons was definitief gelei. As ons vandag terugkyk na alles en waar ons beweeg het, wat ons gedoen het, het dit miskien op daai tyd vir ons gedink, ons gaan maar net aan. Maar as ons terugkyk, dan kan jy sien dat die Here het jou gelei. Die Gees van die Here het jou gelei om te doen, om te bid, om te beweeg, waar jy beweeg het. Ek dink nou aan, die goed kom so vinnig by, of kom so op by jou mens, hoe ons een aan by Gerald Prins hulle sy huis gebid het, en hoe die teenwoordigheid van die Here daar was, en hoe dat die krag van die Here gekom het. Ek meen, in ons onkunde het ons die krag van die Here ervaar by baie geleenthede waar ons byeengekom het. En die een spesifieke aand wat, jy is nou oorlede al, wat die krag so oor Dion gekom het, en hoe dat hy geval het. En hy het, dit is nou een lagwekkende storie, dat een speelkas se glas, het hy stikkend geval. Maar aan die einde van die dag was daar nie so een skrapie op hom gewees nie. En ek glo as het in die vlees was, kon hy letterlik snye aan sy kop gehad het, as gevolg van hy. En jy weet, ons ou mense het baie van hy type kasse gehad by die speels in. En die glas kon vir hom noodlottig gesny het, en hy het met sy kop agtertoe geval, sonder dat hy geweet het, of nie besef het, hier staan 'n kassie op hom nie. En ek ben hy het opgestaan, asof niks gebeur het nie. En ons het aangegaan. En so kan ons sê, dat dit was die Gees van die Here wat ons gedryf het. En gemaak het, dat ons gedoen het en opgetree het.
oor dit. Dan is dit nie uit die gees wat Jesus opgetree het, want sodra hy gebid het op die berg en hy kom by sy disciples, sodra hy tyd spandeer het in die nag om te bid, die volgende dag was daar altyd die beweging van die Heilige Gees. En jy kon net die beweging aan dit wat hy in die nag gedoen het, deur te bid. Deur fellowship met sy Vader te hê. As daar nie fellowship is met die Here nie, sal die ywer in ons hart nie opgewek word deur die Heilige Gees nie. En as ons ook net doen wat ons wil doen, omdat ons funksie gedrewe is, omdat deel van die kerklike aktiwiteit is, dan gaan ons ook uitmis die beweging wat die Heilige Gees en die gees van smekinge en genade gaan ons uitmis wat hy in ons lewe wil doen. Definitief, ons gaan dit uitmis. Ek sit nou en dink aan die Bybel sê dat die gees is gewillig, maar die vlees, hy trek swaar. En jy kan gaan kyk, as jy mens kyk in 'n kerk opset of in 'n denominasie opset, al die aktiwiteite word vinnig gedoen. Maar wanneer dit kom by die gebedstyd, die intercessietyd, die smeekingtyd, dan is daar baie minder mense byvoorbeeld wat optree vir dit. Want all of a sudden bekeer ek iets, dan is dit wat voorval. Maar dis die vleesgedeelte wat nie gewillig is nie. En dit is ook 'n ding wat 'n mens na kan kyk, hoe ons geopereer in die tyd. Ons het nie omgegee of ons vlees nie meer kon nie. Ons het gegaan vir dit. Ons het gegaan agter die gebed in en te sien dat die ding afgehandel word. As ons gesê het byvoorbeeld, ek weet ons het op 'n stadium daai tyd vroegoggend, dan het ons van die huis wat ons gesê het wat ons gehuur het, destyds op Deestrand. En het ons vroegoggend op Deestrand self gaan bid. En daar was van die kinders wat baie jonk was. Hulle het opgestaan. Koud of nie koud nie. Hulle het saam gegaan en ons het daar gaan bid in die aangesig van die Here gesoek. En hoe lekker was dit gewees om op die strand te gaan en die Here se aangesig te gaan soek. Daar is 'n ingebed in. En soos jy nou tereg gesê het, hoe Jesus in die nag of in die aandskadu weer, as hy gebid het en sy Vader se aangesig gesoek het, wat het gebeur die eerste dag? En ons het daai ervarings gehad as ons gebid het 'n week voor die tyd of 'n dag of so ingetree. En as dit uitbeweeg op uitreiking, dan kon jy sien hoe dat die hand van die Here beweeg. Amen. Geliefdes, ek het 'n spreekwoord ontwikkel deur die jare. Jy weet nooit wat die Here vandag doen met die oog op môre nie. Ek of Leon het gedink, daai tyd wat ons toekoms sal wees. En wat die Gees en hoe die Gees ons sal dryf om op te tree nie. Maar die Here het geweet al daai tyd. Hy weet ook vir die tyd van nou. En wat het hy vir ons sê daar voorberei? Vir nou. Wat ons nou vraagteken om het. Here, wat is die? Wat is die besig om te doen? Wat is die besig om te doen in ons huise? Wat is die besig om te doen in ons dorp? Wat is die besig om te doen in ons provinsie en land? Wat het hy daai tyd begin? Wat nou weer opgewek word in ons binneste. Want sekerlik, geliefdes, is die Here besig om weer iets op te wek binne in ons, wat die aandag van Suid-Afrika gaan trek. En nie net ons, het die pep talk nie. Ons praat vanuit wat sy Gees, wat sy woord vir ons aandui, wat in die tye moet gebeur. In Suid-Afrika veral. Ek glo Suid-Afrika het regtig gebed nodig op die stadium. Ek kan onthou, daar was baie profesieë wat uitgegaan het, wat het gesê het, herlewing sal in die suidpunt van Afrika sal dit plaasvind, of hy sal daarop, en ons oor die jare dit gesê, dat hoe dat herlewing 'n fase gewees het, en dan gaan hy iets anders, en dan kom maar weer lewe. En ek glo vandag, dit is deur gebedsaak, wat in die grond ingesit is.
Dis deur die gebed wat hierdie goed gebeur het oor die jare heen. En hoe dat ons gesien het, hoe dat die lewing uit die sitpunt plaasgevind het. As gevolg van die smeking, gebede. Ons kom nog eens by vas in gebed, by dit uit, of so nie. Maar net by die gebedgedeelte, waar ons voor die Here kom, en verootmoedige, en ons daar ons harte uitstop, en vir die Here vra, en die Here smeek. Dit is wat ons vra van U. Daar is die smeking wat agterna kom. En dan kom ons op by die danksegging gedeelte. Maar soos vandag net by die gebedsgedeelte, wat dryf ons aan die einde van die dag om by die punt uit te kom. En ons glo uit hierdie gesprekke uit, dat daar iets jou ook sal dryf om by die punt te kom wat jy sê, ek wil 'n verandering in my gebedslewe sien. Ek wil nie meer soos normaalweg bid, soos Edgar in die begin gesê, ons daaglikse brood nie, wat ons kort kom nie. En eintlik vergeet ons, wat is regtig om in gebed mee te kom. Behalwe dit wat die alledaagse. Dit gaan baie dieper. En as ons later miskien moet kyk na die Onse Vader, ek meen, die gebed, daar is soveel krag. Baie mense sê, as jy vir hulle vra bid, dan sê hulle, ek weet nie hoe om te bid nie. Ek weet nie, spreek het van jou verhouding met die Here nie. Want as jou verhouding met God reg is, dan kan jy nie sê, ek weet nie hoe om te bid, of ek weet nie wat om te bid nie. Want dit is 'n ding wat hier uit jou binneste uit moet kom. Ja, ek stem saam met jou, en dis 'n ding wat ons moet dring. Besit van hom. Die Gees moet besit neem. Ons moet hom toelaat om besit neem. En ek wil afsluit deur veel sê, as Jesus Christus julle Here is, dan wil ook sê, as jy vir die Here Jesus Christus sê, Here, en hy is jou verlossing saligmaker, dan wil ek ook sê, dan is hy ook jou hoëpriester. En as hy jou hoëpriester is, dan moet jy ten volle weet, hy bid, en hy bid, hy sê, hy weet waardeur ons deurgaan, en daarom bid hy vir ons. Vir Petrus sê, ek het vir jou gebid. Jesus sê, ek bid vir jou, dat jy nie sal faal in jou geloof nie. En dis tyd dat jy vra by die Here, nie vir gee ons vandag ons daaglikse brood, ons stukkie brood, of in die nood van sê, want ons is 'n geestelike nood, om veranderinge te sien wat ons nie kan bring nie, maar om veranderinge te sien vir dit wat die Heilige Gees wil doen in ons en deur ons. Jy wil nie ons afsluit wees. Kom ons bid. Vader, ons dankie vir elke oomblik, vir elke geleentheid, wat ons deur middel van die media hierdie boodskap kan oordra van gebed, smeking. En ons bid vandag, Here, dat soos mense na hierdie opname luister, dat daar so 'n honger en 'n dors in hulle binneste sal kom, en 'n verlange sal hê, en om weg te kyk van die normaliteit van hoe ek geleer is om te bid, maar dat daar so 'n honger ontstaan in die binneste van harte, wat opgewek word deur die Gees van die Here, om daai persoon te dryf en te kan sê, die normale gebedslewe is ek mee klaar. Ek wil 'n veranderde gebedslewe sien. Ek wil sien hoe dat die Gees van die Here deur my kragdadig sal werk. En soos wat ons getuienis gee op hierdie opnames, dat daai getuienis jou sal dryf en jou sal dring. En boonbehalwe dit, maar dat dit die Gees van die Here sal wees om jou te doen. Wees geseënd wanneer jy op jou knieë of voor die Here staan, of wanneer jy op jou aangesig voor hom lê in sy teenwoordigheid. Amen. Amen. Shalom, geliefdes. Shalom.